Goeiemôre. Kom ons lees uit die woord van die Here, Psalm 122, 'n bedevaartslied van Dawid. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Ons voete staan in jou poorte, o Jerusalem. Jerusalem wat gebou is soos 'n stad wat goed saamgevoeg is, waarheen die stamme optrek, die stamme van die Here, 'n voorskrif vir Israel om die naam van die Here te loof. Want daar staan die stoele vir die gereg, die stoele van die huis van Dawid. Bid om die vrede van Jerusalem. Mag hulle wat jou liefhet rustig lewe. Mag daar vrede wees in jou skanse, rus in jou paleise. Ter wille van my broers en my vriende wil ek spreek, vrede in jou. Ter wille van die huis van die Here, onse God, wil ek die goeie vir jou soek. Tot sover ons skriflesing. Ware vreugde en vrede is nie te vind in die wêreld nie, maar by die Here alleen. Liewe luisteraar, ons hoor die woorde, vrede, vrede. En is ons ou wêreld nie vol verdeeldheid, spanning en wantroue nie? Is daar 'n plek in jou lewe waar daar vrede en vreugde is, waar jy dit ervaar en beleef? Die antwoord is ja. Vir sommige is dit langs die see, of tussen die beeste, of miskien op 'n sandduin daar in die diep Kalahari. Dalk om die koolstoof van ouma se kombuis. Hier weet jy is vrede. Jy kan asemhaal. Maar weet jy, Psalm 122 neem ons na so 'n plek van vrede, maar veel dieper. Dit neem ons na die huis van God. Die Psalm begin met 'n uitroep van vreugde. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Kinders van God verlang die teenwoordigheid van God. En onthou, vir Israel was Jerusalem die sentrum van aanbidding gewees. Die plek van die tempel, die plek waar offers gebring is, die plek waar die verbondstekens van God sigbaar geword het, deur sy genade. Die gebou self was nie die belangrikste nie, maar God se teenwoordigheid. En daarom is ware aanbidding nooit net 'n sosiale byeenkoms of 'n godsdienstige ritueel nie. Dit is waar sondaars nader kom tot 'n heilige God deur sy groot en wonderlike liefde en sy genade. Die pelgrim sê, ons voete staan in jou poorte, o Jerusalem, met 'n uitroepteken. Die pelgrims is daar, hulle het gekom, hulle het aangekom, hulle is veilig deur die gevare. My geliefdes, ons het al gehoor, die hele lewe is eintlik 'n pelgrimstog. Ons is ook op pad en elke erediens op aarde is so kosbaar, want dit is soos 'n voorsmaak van die ewige Jerusalem wat vir ons wag. Dit is waarom die kerk van ons Here Jesus Christus so kosbaar is, nie omdat mense perfek is nie, maar omdat ons verlosser, Jesus Christus, sy kerk met sy bloed gekoop het. Ons leef in 'n tyd waar baie mense sê, ja, ek het die Here lief, maar nie die kerk nie. Weet jy, Psalm 122 ken nie daardie taal nie. Die pelgrim verheug hom om saam met God se volk te aanbid, om saam met die gemeenskap van gelowiges die Here se naam aan te roep. Want waar die woord verkondig word en waar die sakramente bedien word en Christus geëer word, daar is hy. En waar 2 of meer in my naam vergader, sê die Here, daar is ek. Die pelgrim beskryf die Godstad as 'n stad wat goed saamgevoeg is. En weet jy, dit spreek van eenheid. En nie 'n oppervlakkige eenheid nie, maar 'n verbondseenheid rondom die genade van die Here. En so verstaan ons dat die kerk nie deur mense bymekaar gehou word nie, maar deur God self. Christus is die hoof van sy kerk. En geliefdes, wat gebeur daar by hierdie gemeenskap van gelowiges? Stamme trek op om die Here te loof,
om hom te aanbid. En aanbidding was nie 'n bysaak nie, maar dit was die hart van die volk se lewe. En geliefdes, dit is steeds waar ook in ons dag. 'n Samelewing wat God vergeet, begin stadig uitmekaar val. Wanneer aanbidding verdwyn, verdwyn die waarheid, geregtigheid en vrede uiteindelik ook. En daarom sê die Psalm, bid om die vrede van Jerusalem. En dit gaan in hierdie gedeelte oor baie meer as politieke vrede. Dit gaan nie oor politieke vrede nie. Dit gaan oor daardie vrede wat tussen mense kom lê, daardie vrede tussen mens en God. En daardie vrede is net op een plek te vind, in Jesus Christus. Want hy is die ware koning. Hy is die een wat deur sy kruis vrede gebring het tussen God en sondaars en tussen sondaars ook. Deur sy bloed kry ons toegang tot die hemelse stad. Want Psalm 122 kyk verder as net die aardse Jerusalem. Dit wys vorentoe na die nuwe Jerusalem waarvan Openbaring praat. Die ewige stad waar God by sy volk woon. Daar sal geen sonde meer wees nie, geen trane nie, geen verdeeldheid nie. Net volmaakte aanbidding. Liewe luisteraar, miskien het jy ook moeg geraak vir die kerk omdat mense jou teleurgestel het. Onthou dan, die kerk se hoop lê nie in mense nie, maar in Christus. Hy laat vaar nooit die werk van sy hande nie. Hou daarom aan om die Here saam met sy volk te soek. Waardeer die prediking van die woord. Waardeer daardie gemeenskap van gelowiges, is so kosbaar. Waardeer die voorreg om die Here te aanbid. Want elke ware erediens is 'n klein voorsmaak van die ewige tuiskoms wat op elkeen van sy kinders wag. Kom ons bid saam. Here onse God, dankie vir die wonderlike voorreg om deel van 'n gemeenskap van gelowiges te wees. Vergewe ons, Here, wanneer ons aanbidding koud word en ook oppervlakkig raak. Gee vir ons deur u Gees daardie diepte. Gee vir ons weer daardie vreugde in die huis. Liefde vir u en liefde vir ons naaste. Dankie vir ons Here Jesus Christus, wat vir ons die toegang gegee het tot die hemelse Jerusalem. Hou ons as pelgrims getrou, totdat ons ewig by u sal woon. Ons vra dit in die groot en heilige naam van ons Here Jesus Christus. Amen.